Hartlik goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en baie dankie dat jy weer vandag saam met my kuier en saam met my dink hier op Straatwys. Ons is nou besig om 'n matriekreünie te reël. En ek gaan nou nie sê watter een nie, maar ek kan maar net sê dat die mense wat saam my matriek is of was, het redelik oud geword. En dit snaaks hoe dinge werk, want hoe ouer 'n mens word, hoe meer begin mens teruggaan in jou stories. Jy sê vir mekaar, onthou jy toe ons 18 was? Onthou jy hoe fiks ons was? Onthou jy hoe ons net kon gaan en doen wat ons wil? En dan hoor jy dit oor en oor waar iemand sê, ek verlang terug na daardie tyd toe ek alles kon doen en die lewe so maklik was. En ja, daar was iets mooi daarin, want daai tyd was lig, daai tyd was oop, vol drome en moontlikhede en ideale en alles het vir jou gevoel asof die world jou oyster is en jy net eenvoudig kan gaan leef. Maar hier is die gevaar. As 'n mens te lank agtertoe kyk, mis jy ook wat voor jou lê en wat reg voor jou is. Jesus sê iets baie eenvoudiger, maar baie diep. Hy sê niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en terugkyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Met ander woorde, jy kan nie vorentoe bou as jou hart vassteek in gister nie. En 'n mens verstaan dit, want vandag is daar dalk 'n pyn hier en daar, 'n rug wat praat en 'n knie wat nie meer saamwerk nie, 'n bietjie minder energie wat vloei as wat daar vroeër was. En dan die lewe het so op 'n manier homself begin wys vir jou dat jy mens is. En dan wens jy terug en jy wil teruggaan na die kospotte van Egipte toe, na toe jou liggaam was wat dit kon wees. Maar hier is 'n gedagte wat jou dalk gaan ruk. Oor 30 jaar van nou af sal jy alles gee, alles om weer hier te wees waar jy vandag is. Hier, met die liggaam wat jy nou het, met die tyd wat jy nou het, met die geleenthede wat jy nou miskien as vanselfsprekend sien, saam met die mense met wie jy nou is, die mense wat jy nou ervaar, die plekke waar jy nou is, om hier te wees. Moderne sielkunde praat van 'n ding wat hulle noem hedonic adaptation, wat sê dat ons, hoe maklik ons gewoond raak aan die huidige van die lewe en vergeet hoe kosbaar hierdie oomblik eintlik is. Moderne spiritualiteit sê dieselfde. Dit sê, the present moment is not just a moment, it is the only place where life exists. So jy sit vandag hier, en dalk voel jy nie meer soos die 18-jarige wat jy was nie, maar jy is ook nie wie jy 30 jaar van nou af gaan wees nie. Jy's in daardie amazing, ongelooflike tussenin plek, 'n plek vol potensiaal. En Prediker sê, alles het sy tyd, en hierdie oomblik, vandag, is jou tyd. Nie gister nie, nie eendag nie, maar nou. So in plaas daarvan om te sê, ek wens ek was weer 18, wat as jy begin sê, dankie dat ek vandag nog hier is? Wat as jy weer begin leef, nie soos iemand wat iets verloor het nie, maar soos iemand wat nog iets het? Want die waarheid is, jy gaan nooit weer jonger wees en gesonder wees as wat jy vandag is. Nooit ooit nie. En hierdie is die jongste weergawe van jouself vir die res van jou lewe. En miskien oor 30 jaar gaan jy terugkyk na vandag en sê, ek wens ek het besef hoe goed dit eintlik was. So moenie wag vir daardie dag nie, leef nou, beweeg nou, waardeer nou en waag nou. Want die lewe wat jy eendag gaan mis, is nie net daai een van toe jy 18 was nie, dis ook hierdie een vandag, hier waar jy nou is. So ek hoop jy 'n wonderlike dag en gaan leef voluit en tot ons weer saam stap, mooi loop.